Goeiedag sê familie, vriende, julle is gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Ek wil vandag met julle praat in die boeke van Markus 5 vanaf vers 27. Markus 5 vanaf vers 27 sê van, het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar net sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Vers 33, die vrou wat gevrees en gebeef, omdat sy wis was wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. Ek wil vandag praat oor hierdie onderwerp, vertel die Here die hele waarheid. Hier lees ons van die Bybel praat van die vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het agtergekom in die lewe dat daar is 'n verskil tussen die waarheid en die volle waarheid vertel. Baie mense vat die waarheid en dan verdraai hy die waarheid en dan vertel hy 'n leuen en dan glo hy sy leuen en die leuen voel soos die waarheid. Maar hier kom ons vandag en ons bemoedig iemand op hierdie program en ons sê vandag vir iemand, vertel die Here die volle waarheid. Wanneer laas het ek en u die Here die volle waarheid vertel en die Here gesê hoe ek en u voel. Baie mense het ek en u in die lewe seer gemaak, baie mense het ek en u op die pad verlaat, en ek en u voel baie maal seer, en ons voel verbitterd. Maar hier kom die woord van die Here vandag, en hy sê, vertel die Here die volle waarheid. Onthou, ek en u moet verstaan, dat die Bybel sê, ons is kinders van die Here. Die Bybel sê ook dat die Here het dan so lief die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het sodat ek en u nie hoef verlore te gaan nie. En hier gebruik die Here vandag die uitsending om iemand te sê, vertel die Here die volle waarheid. Vertel die Here die volle waarheid dat dinge in jou huis gaan nie altyd soos dinge in jou huis gaan nie. Praat met die Here, maak oop met die Here, gaan in jou binnekamer vandag en sê vandag vat ek tyd, ek sit tyd in, ek sonder my af, ek gaan die Here die volle waarheid vertel. Ek en u moet verstaan, dit maak nie saak hoe groot ek en u in die lewe is nie, ons kan paas is, ons kan maas is, ons kan ouers is van kinders, maar ons bly 'n kind van die Here. En wanneer 'n kind voel om met sy ma oop te maak en hy maak oop met sy ouers, dan vertel hy die waarheid. En ek wil hê ek en u moet leer om te begin oopmaak met die Here en die Here die waarheid vertel. Ek moet vir u sê, op die pad van die Here het ek geleer dat dit so belangrik is, dat God is 'n goeie luisteraar. Hy luister altyd. Is laagtepunte, is omstandighede van die lewe maak nie laat die Here boring raak vir jou nie, laat hy vervelig raak vir jou nie. Nee, hy sit daar met 'n hart van liefde en hy wil uitreik na ek en u toe en hy wil net die ek en u moet om die waarheid vertel. Vertel die Here die volle waarheid, sê die Here vandag, Here my kind, was al by verskillende rehabs gewees, en ek kom nie reg nie, watter kant toe moet ek nou gaan? Tel die Here die volle waarheid en sê, Here, hulle hanteer my nie lekker by my werk nie. Vertel die Here die volle waarheid en ons kan sien wat die Here kan 'n omswaai doen in ek en u se lewe. Ek wil met iemand praat ook vandag wat nog nie 'n verhouding met die Here het nie. U is ingeskakel en u het nog nie 'n persoonlike verhouding met die Here nie. Ek wil vandag met jou praat en sê, vertel die Here die volle waarheid. U weet wat gebeur is, ons het groot geraak, mense het ons geleer dat die Here
luister nie na 'n sondaar se gebed nie, maar dit is nie waar nie. Van een of ander tyd was ek ook 'n sondaar. En toe vertel ek die Here die volle waarheid en ek stuur my sondaarsgebed op en die Here het my gebed beantwoord. Mama vertel die Here die volle waarheid. Hy sê die Bybel, en die vrou het van agter af gekom. Die vrou se vertroue was in baie dokters. Miskien is jou vertroue in baie mense en die mense stel jou teleur. En nou voel jy het misluk in die lewe. Jy is nie 'n mislukking nie. Jy is nie 'n verloorder nie. Jy is tot alles in staat deur die Here Jesus Christus wat ons die krag gee. Die vrou het van agter af vorentoe gekom en die vrou het gesê, as ek maar net aan sy soem kan raak, sal ek gesond word. Die vrou was desperaat genoeg om deur haar teleurstellings deur te druk, om persoonlik by die Here uit te kom. Die vrou moes baie effort insit om by Jesus te kom. Daar was baie obstakels voor haar om by die Here deur te kom, maar sy was desperaat genoeg. Meneer en mevrou, wat vandag vir die vrou was daar baie challenges om deur te gaan, obstacles om deur te gaan, maar ek en u het vrye toegang vandag tot die Here, om met die Here te kommunikeer. Van die Bybel sê, toe Jesus sê aan die kruis, dit is volbring, toe word ons geboortesertifikaat aangekondig. Dit gee ek en u vrye toegang vandag, meneer en mevrou, om met die Here te kommunikeer. Net daar waar jy is nou, waar jy self vir jou bevind is, kan jy nou teruggaan na die Here toe. Jy kan terugkeer na die Here toe. Jy hoef nie te wag vir Sondag se diens om na die Here toe te kom nie. Net daar waar jy is, kan jy sê, Here, ek kom van na u toe terug, Here. Ek voel stikkend, Here. Ek voel alleen, Here. Ek voel swak. Vertel die Here die volle waarheid van, as jy die Here die volle waarheid vertel, kan die Here jou lewe radikaal verander. Die vrou het 12 jaar lang gelei aan bloedvloeiing, maar die vrou het die Here die volle waarheid vertel. En die Bybel sê die vrou het deurgedruk en die vrou het die Here aangeraak. Die Here beantwoord gebede. Ja, die Here beantwoord 'n mens se gebed. Ja, die Bybel sê elke belofte in die woord van die Here is ja en amen. Die Here 2000 jaar terug aan die kruis gesterwe vir ek en u. Die prys, die skuldbrief. Hy was aan die kruis vasgenaal en die Bybel sê elke ding wat aan 'n kruis vasgenaal is, het 'n vloek geword. So dit hoekom u is nie vervloek nie. U is God se gunsgenoot. U is God se uitverkorene. Hierdie vrou deurgedruk. En sy kan sê, as ek maar net aan sy soem kan raak, sal ek genees word. En die vrou het aan sy soem geraak. En die Here het gevra, wie het aan my soem geraak? Die Bybel sê, die vrou het bewerig opgestaan van die aanraking van die vrou het gemaak, laat die Here doodstil staan. Druk deur, meneer, mevrou, druk deur, reik uit na die Here toe. Wanneer jy uitreik, kan God kies om doodstil te staan in jou huis. En toe God doodstil staan, toe rig hy 'n vraag. Jou aanraking maak vandag dat God doodstil staan. As jy uitreik na die Here toe, en jy roep hom aan, soos die woord sê, roep my aan in die tyd van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Dus hier die vrou uitroep, en sy raak aan die soem van die Here, toe staan die Here
doodstil. Ek wil vir u sê dat die Here staan doodstil. En hy rig sy vraag, wie het my aangeraak? Want die aanraking was 'n ander aanraking. My gebed is regtig vandag dat die Here ons sal help in ons land om deur ons verloors deur te druk, deur ons siektes deur te druk, deur ons laagtepunte in die lewe deur te druk, deur ons sure deur te druk, deur ons teleurstellings deur te druk, om die Here te laat stil staan. Toe staan hierdie almagtige God, staan doodstil. My gebed is vandag, net iemand in Suid-Afrika om uit te reik, om die Here die volle waarheid te vertel en te sê, Here, ons land het u nodig, ons skole het u nodig, ons kerke het u nodig, ons gemeenskappe het u nodig, en ons dorp het u nodig. En toe sy opstaan en bewe, sê die woord van die Here, toe vertel sy die Here die volle waarheid. En sy vertel die Here dat sy baie dokters probeer het. Sy vertel die Here hoe baie mense haar verlaat het, hoe mense haar in die rug gesteek het, hoe mense haar alleen gelos het. Vertel die Here hoe jou werk verloor het, hoe jy onregverdig afgedank was. Vertel die Here die waarheid. Jy het 'n geleentheid vandag om die Here die volle waarheid te vertel. En wat ironies is, as ek en u mekaar die waarheid vertel, dan gaan ons uit en ons versprei die waarheid in die leuen. En mense praat van jou. Maar wanneer jy die Here die volle waarheid vertel in jou binnekamer, sê die woord van die Here is geregverdig en getrou om ons sondes te vergewe. Hy verwyder dit so ver as die ooste en die weste, en hy dink nie meer daaraan nie. Al wat ek en u vandag moet doen is om te sê, ek hoor vandag die woord van die Here. Ek gaan die Here begin die volle waarheid vertel. Die Here ken my by the way. Hy's 'n hartekenner, hy's 'n nieretoetser, hy ken elke hart wat op my hoof is. Die Here weet presies waartoe ek gaan. Nou omdat die Here my ken, voordat 'n gedagte by my opkom, het die Here geweet wat ek wil sê. Nou as die Here my dan so ken, moet ek begin leer om die Here die volle waarheid te vertel. En ek wil afsluit deur te sê, wanneer jy die Here die volle waarheid vertel, en dan moet jy begin jouself vergewe. Begin jou vryspreek en begin vergewe jouself. Dit is 'n tyd, nou dat jy die Here die volle waarheid vertel het, nou moet u leer om uself vry te spreek. En nou moet u leer om hulle wat u seer gemaak het, vry te spreek. Dit is nou 'n tyd om die Here die volle waarheid te vertel. 'n minuut van stilte, waar jy in jou kamer is, waar jy luister na die uitsending, waar jy ingeskakel is. Vat 'n minuut of 2 en vertel nou die Here die volle waarheid. Hy wil luister na jou. Sy oor is nie te swaar om te luister nie. Sy hand is nie te kort om uit te help nie. Dit is 'n geleentheid vir jou nou. So 2 minute, vat 2 minute en vertel die Here net die volle waarheid. Ek is met jou. Oral waar jy gaan, ek is met jou. Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit begewe nie. Ek het jou so lief. Die woord van die Here sê, hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Vertel u net die Here die volle waarheid. Die Here weet wat sy gedagte hy aangaande jou koester. Gedagte van vrede en voorspoed
Die Here wil jou hoopvolle toekoms gee. Die woord sê, roep my aan in die tyd van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Die woord van die Here sê, en voordat jy in jou moederskoot was, het ek jou geken, en ek het jou geheilig, en ek het jou gemaak 'n profeet vir die nasies. Psalm 8 sê, wat is die mens dat die Here aan hom dink? Die mens se kind, dat die Here hom besoek. Vertel jy net die Here die hele waarheid. Sluit af deur te sê, vat tyd, sit tyd, vat tyd. Vertel die Here die volle waarheid en gaan net in jou binnekamer en maak net die deur agter jou toe. En as u gebed nodig het, kan u die volgende nommer wat u sien op hierdie program, kan u skakel en ons sal gewillig saam met jou bid. En weet dit net, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so die wat in hom glo, nie hoef verlore te gaan nie. Die Here gee 'n tweede kans, en hier is vir jou 'n tweede kans. Die vrou het alles verloor, maar sy het Jesus nie verloor nie. En Jesus het gemaak, en hy deponeer verlore bloed terug in die vrou se lewe, net omdat sy desperaat genoeg was om deur te druk deur haar omstandighede. Vader, ek dank u vir hierdie woord wat uitgegaan het. Seën elke luisteraar wat ingeskakel was. My gebed is ook vandag, Here, dat u ons sal help om meer en meer eerlik te wees met u, om openlik te wees met u, om niks terug te hou nie, en u presies te sê, waar hier ons gaan, hoe ons voel, Here. Help ons vandag, Here, om deur te druk, om aan te hou, om vas te hou, en nie ons geloof prys te gee nie. Verander ons, Here, in die naam van Jesus, die Seun en die Heilige Gees, versterk ons op die pad. In Jesus naam. Amen. Die Here seën julle. Tot 'n volgende keer, Evangelist Nathan Besuidenhout. Die Here, vertel jy net die Here die volle waarheid. Amen.